Goeiemôre graad 2's. Ek hoop julle het baie lekker geslaap en dat julle sommer baie opgewonde is vir vandag se huiswerklesie. Juffrou het 'n lekker verrassing aan die einde, sommer 'n lekker aktiwiteit wat ons kan saam doen. So ons gaan nou lekker mooi saamwerk. Ons gaan lekker handskrif en wiskunde, Afrikaans en Engels doen en dan kom die lekker verrassing. So kom ons begin sommer dadelik met ons werkies. Reg, juffrou gaan gou ons werkies oopmaak. Reg, ons begin met handskrif. Reg, ons gaan die eerste ding wat ons altyd vra is wat is die datum? Die datum vandag is die 15de April. Sê gou vir juffrou, wat kom voor 15? Elke keer wanneer juffrou so 'n gaatjie oplos waar juffrou nie praat nie, dan wil juffrou julle moet vir my die antwoord gee. So voor 15 kom 14, na 15 kom 16, baie mooi. En sê gou vir my, wat is verdubbel 15? Verdubbel 15 is 30. So verdubbel 15 is 30. Wat is die helfte van 15? Die helfte van 15 is 7,5. So wat is die helfte van 15 nou weer? 7,5, baie mooi. Sê gou vir my, wat kom voor April? Maart, wat kom na April? Mei. Hoeveel maande in 'n jaar? 12. Hoeveel weke in 'n jaar? 52. En hoeveel dae is daar in 'n skrikkeljaar? 366. En dit is ook die jaar is 'n skrikkeljaar dat 'n ekstra dag in watter maand gaan. Kan julle onthou? Ja, in Februarie. Sê gou vir my, wat is vandag die dag? Vandag is Woensdag. Wat was gister? Dinsdag. Wat is môre? Donderdag. Mooi. En hoeveel dae in 'n week? 7 en in 'n naweek? 2. En hoeveel dae is daar gewoonlik in 'n skoolweek? 5. Baie mooi. Terwyl jy nou terug gaan na die werkies, sê gou vir my, watter seisoen is ons nou in? Ons is nou in herfs. En hoeveel seisoene is daar in 'n jaar? Daar is gewoonlik 4 seisoene in 'n jaar. Wat was die vorige seisoen? Somer. En wat is die volgende seisoen? Winter. Baie mooi. Reg. Kom ons kyk gou-gou watter handskrif gaan ons vandag doen. Ons gaan die te hersien. Ons het dit al verlede week gedoen, so juffrou weet, julle kan nou al baie mooi skryf. So die te, ons staan ons handjies in die lug, begin so in die middel van die tweede lyntjie. Hy gaan af en hy gaan om met 'n stertjie. Ons stel ons vingertjie op en ons maak ons lyntjie op die blou lyn. Goed, ons probeer gou weer, jy kan of jou vinger in die lug sit of op die skerm. Jy gaan af en om, jy tel jou vinger op en jy maak jou lyntjie. Onthou om jou vingerspasies tussen die lettertjies te sit. Die hoofletter is baie lekker maklik. Ons maak ons lyntjie bo-aan, teen-aan die blou lyntjie, tel op ons handjie en af. Ons probeer gou weer, ons maak 'n lyntjie bo op die blou lyn en ons maak 'n lyntjie af. Dan maak ons maatjies, maak seker dat jy nie 'n lyntjie ooplos onnodig nie, maar maak ook seker dat jy nie ore aan 'n lyntjie skryf nie. Dan het ons ook 'n sinnetjie, die sinnetjie sê 10, tel tot 10. So kom ons lees gou daai sinnetjie saam. 10, tel tot 10. Lekker baie tis. So juffrou wil nou hê julle moet die skerm gou stop, die video. Pause dit gaan vir juffrou en dan doen julle gou vir my die handskrif en dan gaan ons lekker met die wiskunde begin. Reg, julle handskrif hoort nou klaar te wees. Ons gaan nou aangaan met wiskunde. Vandag gaan ons plekwaarde doen. Nou plekwaarde beteken, wat is die waarde van elk getalletjie? Wat beteken die getalletjie? Nou die eerste het juffrou sommer vir julle gedoen. 25 beteken dit is 2 tiende en 5 ene. Nou juffrou gaan gou vinnig die wit bord hier oopmaak. Juffrou het nou so 'n huisie geteken. Julle weet julle ken hom van graad 1 af.
So as ek sê 25, dan maak ek my 25. Ek skryf nie baie netjies nie, want jy moet al muis gebruik, want jy weet julle gaan mooi kan sien. En dit sê dat daar is 2 tiene en 5 ene. So, net soos ons moet kyk gou ons netjies kan oopmaak. Net soos julle kan sien, jy word geskryf 2 tiene en 5 ene. So kan julle dit ook in die huisie sien. Daar is 2 tiene en 5 ene. Maar jy kan dit ook op 'n ander manier sien. Ek gaan gou vinnig terug gaan hiernatoe. Nou, as jy nog sukkel om te verstaan wat die waarde is van die getalle, dan weet jy vir die graad 1 juffrou het vir julle gehelp met stokkies. Julle kan oorstokkies gebruik, pannestokkies, as julle telstokkies het, wonderlik. Wat jy doen is jy sit 10 van hierdie stokkies in 'n rekkie of jy sit 'n toutjie om en dit is nou een groepie van 10. So ons het nou een groepie met 10 stokkies in. Nou, dan het jy ook los stokkies. So kyk gou, hier is 4 van hulle. Nou, ons het gehad, kom ons kyk of ons die skerm kan sien. Ons het gehad 25. 25 beteken 2 tiene. So ons het 2 groepe. 2 groepe van 10, 10, 20 en ons het ook 5 los stokkies. 1, 2, 3, 4, 5. So dit vir my 25. 2 tiene en 5 ene. So as jy nog nie lekker met die huisie kan werk nie, dan kan jy altyd met stokkies ook uitwerk. En dis ook 'n lekker manier om 'n bietjie te speel en te oefen. So vra vir mamma om vir julle tandestokkies of oorstokkies of so saadjiesstokkies, enige tipe stokkies wat julle kan groepeer, te gee, dan kan jy lekker daarmee speel. Maar dit is slegs as jy nog nie die huisie kan doen nie, maar juffrou weet julle het baie mooi in graad 1 geoefen. Reg, so ons gaan gou terug na die werkies. So nou het ons gesien hoe werk ons uit 2 tiene en 5 ene. Maar as ons nou teruggaan na ons witbord, hierso, dan sal ons nou sien, die volgende een sê 19. So nou maak ons 19. 19, gaan sy. Hoeveel tiene is dit nou? Dit is 1, 10 en 9 ene. So hoeveel groepies, hoeveel groepies van 10 is dit? Dit is 1 groepie. So jy sal net een van hierdie groepie stokkies hê en jy sal 9 los stokkies hê. Dan is dit 36, ons maak ons 36 in die huisie. So daar is 3 tiene en 6 ene. So nou kan julle elke keer, kyk gou, elke keer kan julle nou, as julle sukkel om julle getalletjies op te breek, dit in die huisie sit, of julle kan julle stokkies, groepie stokkies gebruik. So 29 sal wat wees en 43 sal wat wees. Juffrou wil gou hê julle moet vir my die rekenaar stop en die video stop en gou die antwoordjies invul, dan kyk ons of julle dit reg gedoen het. Reg, ons kyk gou. 19 is 1 10 en 9 ene. 36 is 3 tiene en 6 ene. So nou moet julle kyk of julle die antwoordjies reg het. 29 is 2 tiene en 9 ene en 43 is 4 tiene en 3 ene. Dis as jy hoop julle het nou dit lekker verstaan en geoefen. Dan gaan ons nou lekker sommetjies doen. In ons huisie, ons het plus sommetjies en dan het ons minus sommetjies. Jy wil gou vinnig met julle hersien. 'n Plus sommetjie beteken die antwoord raak groter. Goed, so as ons die 100 blok gebruik,
om ons sommetjie uit te werk, dan gaan ons na die regterkant toe tel. Juffrou gaan nou die 100 blok oopmaak net om vir julle te wys. Wanneer ons minus sommetjies doen, wanneer ons aftrek, dan raak die antwoord kleiner en ons tel links op die 100 blok. So kom ons maak gou die 100 blok oop. Dan wys juffrou gou vir julle. Reg, soos die 100 blok. So wanneer ons sê 15 plus 4, dan sê ons 15 plus 1, 2, 3, 4. Die antwoord is 19. Kan julle sien, ons het regs beweeg, die antwoord het groter geraak. Maar as ons sê 15 minus 2, dan gaan ons links. 1, 2. Dan is die antwoord 13 en ons het links beweeg. So as jy nog 'n bietjie sukkel om jou sommetjies uit te werk, gebruik die 100 blok om jou te help. Andersins kan julle net aangaan met julle vingers of sommer uit julle kop. Maar moenie dit afjaag nie, probeer om al jou sommetjies reg te kry. So kom ons kyk gou wat se sommetjies is als in die huisie. 15 plus 4, ons het hom sommer nou net op die 100 blok gedoen. Ons kry 12 plus 3, 19 plus 8, 16 plus 7. So julle kan sien, almal is onder 10, so julle kan julle vingertjies gebruik. En dan het ons nou minus sommetjies, 20 minus 5, 19 minus 6, 18 minus 7 en 17 minus 4. So stop gou die video vir juffrou. Werk af my die sommetjies uit en dan daarna gaan ons 'n bietjie tel. Reg, ek hoop julle het lekker sommetjies uitgewerk. Ons gaan nou prakties tel in tiene. So kom ons maak gou weer daai 100 blok oop. Want jy moet kan tel in tiene vanaf enige getal. Nou, juffrou weet ek het al vir julle geleer om dit te doen. So haal gou jou 100 blok uit. En dan, as jy nie een by jou het nie, dan kan jy sommer volg op die skerm. So juffrou vat nou sommer enige kleur om vir julle te wys en ek wil nou tel van 3 af in tiene. So ek tel 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103. Julle kan selfs verder gaan as julle wil. En nou kan julle sien, julle ken al die patroontjie. As ek in tiene tel, dan is dit elke keer die getalletjie reg onder hom. So kom ek vat nou 'n ander kleur en ek tel nou terug. So ek wil nou van 67 af. Wil ek terugtel. 57, ek tel nog steeds in tiene. 47, 37, 27, 17, 7. Nou ons almal kan die maklike enetjie doen. 10, 20, 30, 40, 50, daar gaan ons 'n potletjie, 60, 70, 80, 90, 100. Ons almal kan die groene doen. Maar wat juffrou wil hê julle moet doen, is juffrou wil hê dat julle moet nou vir my in tiene op daai 100 blok gaan tel vanaf enige getal. En ek wil hê julle moet 3 kies. So 3 getalletjies, tel vir my vorentoe en terug van enige 3 getalletjies. Goed? En juffrou wil hê dat julle moet eers die 100 blok gebruik as julle sukkel. En as julle dit reg kry, dan kan julle 'n bietjie uit julle kop uittel. OK, as ons tel in tiene vanaf enige 3 getalle. Net soos juffrou vir julle gewys het, op die 100 blok, juffrou het 3 getalle gekies, ek het 3, 7 en 10. Julle kan nou enige getal kies en ek wil hê julle moet in tiene tel. So pause gou die video, stop hom gou en dan tel jy gou vir juffrou. Reg, ek hoop julle het lekker getel. Nou gaan ons teruggaan na ons werkies toe.
Reg, dan sê dit prakties blitswiskunde. Nou blitswiskunde beteken werkies wat vinnig gevra word, vragies wat vinnig gevra word en jy hou die antwoordjies maar lekker vinnig vir juffrou kan gee. So vandag se blitswiskunde is 2 meer en 3 minder. Nou 2 meer is dieselfde as plus 2. So die antwoordjie gaan groter op. So kom ons kyk of julle dit sonder julle 100 blok kan regkry. As jy sukkel, gebruik jy 100 blok. Reg. 2 meer as 15. Wat is dit? 17. Wat is 2 meer as 24? 26. Wat is 2 meer as 39? 41. So nou kan mamma vir jou enige ander getalle gee en jy moet vir die antwoord gee wat 2 meer is. Reg, nou gaan ons na minder toe. So die volgende ene is 3, 1, 2, 3, 3 minder. So nou gaan ons aftrek, ons gaan die antwoordjie kleiner maak. So ons gaan links op die 100 blok of op die getallelyn beweeg. So wat is 3 minder as 17? 14. Wat is 3 minder as 25? 22. Wat is 3 minder as 39? 36. Mooi. So nou kan mamma vir julle nog 3 minder vragies vra en as julle dit super slim is vandag, dan kan mamma altyd probeer om die getalletjies groter te maak. So julle kan altyd sê 3 meer of 4 meer of 5 meer en dieselfde met minder. Jy kan altyd sê 2 minder of 4 minder of 5 minder as jy 'n bietjie verder wil oefen. Reg, dis al wiskunde wat ons vandag gaan doen. So ons gaan nou kyk watter ander werkies gaan ons doen. Ons gaan dan na die phonics toe. So today's phonics will be much easier than yesterday's phonics. We are doing the X sound. So let's quickly all say the letter X. X. And because we don't have a lot of words that start with an X, we only have the first one. And the first word is X-ray. So let's all say it together. X-ray. And the other words do not start with an X, but it does end with an X. So we are ending these words with X. So the first one is ox. Let's say together, ox. Box. Let's say together, box. And fox. Now quickly stop the video. Let's do the activity at home and then quickly think about sentences that you want to say about each word, and let's see if you got it right. Right, so an X-ray is a photo that they take of your bones, and they normally take these photos at the hospital to see if you have broken a bone. The next one is ox, and an ox is a type of farm animal. We also get box. We put all our toys in the box. And the last one is a fox, and a fox is a wild animal. He sometimes comes on the farm and catches the chickens. Right, so as jy vir in Afrikaans vir julle verduidelik, X-ray, dit is 'n X-straal, dit is wanneer hulle 'n fotootjie neem van jou bene om te sien of jou beentjie seer gemaak het of miskien gebreek het. 'n Ox is 'n os, dit is 'n tipe plaasdier. 'n Box, jy weet julle weet wat dit is 'n box. En 'n fox is 'n jakkals, hy woon ook soms op plase en dan vang hy die hoendertjies. Reg, so juffrou wil hê julle moet elke woordjie weer vir my lees. X-ray, ox, box, fox. En julle sal sien dat net die een woordjie begin met 'n X, want al die ander X-woordjies is te moeilik, is baie groot en baie moeilike woordjies. So toe juffrou besluit dat ons liewer se woordjies gaan oefen waar die X aan die einde staan. Reg, so nou gaan ons aangaan na woordbou toe. En vandag se woordbou is die skrrwoorde. So kom ons almal sê gou daai klankies saam. Skrr. Juffrou gaan gou die skrrwoordjies in die wurmpie se maagie lees.
En dan gaan ons dit saam klank en som lees. So die eerste enetjie sê skryf, skrik, skram, skraal, skrif, skrop. Reg. So kom ons klank dit gou-gou saam. Skryf, skryf. Skrik, skrik. Skram, skram. Skraal, skraal. Skrip, skrif en skrop, skrop. Juffrou wil nou hê, julle moet gou-gou met die wurmpie teken, al die skrifwoordjies oefen en dan gaan ons kyk of julle die betekenis van al die woordjies geken het. Kom ons kyk gou-gou. Skryf. Ek skryf met 'n potlood. Skrik, my boetie het my laat skrik. Skram is wanneer jy soek wegduik of koes, as ons netbal speel en die bal kom na jou toe en jy wil hom nie vang nie, en jy duik so weg, dan skram jy weg. Skraal is iemand wat baie klein of maar is, die dogtertjie is baie skraal. Skrif, dit is wat ons gedoen het vroeër, ons die te geoefen by ons skrif, en skrop is wanneer die hoendertjie so op die grond, daai bewegingkies met sy voetjies maak, hy krap so die grond, dan skrop hy soek gewoonlik kossies. Reg, dan moet juffrou hê, moet julle vir my 'n sinnetjie skryf met skrik en met skrif, en julle moet vir my vir sulke mooi sinnetjies skryf soos gister, waar julle lekker baie woordjies gebruik, probeer om elke sinnetjie 5 woordjies of meer te hê. Reg, so julle kan nou eers die video stop, en dan kan julle gou vir my daai aktiwiteit klaarmaak, en dan gaan ons aangaan. Reg, kom ons gaan gou aan. Daar staan dat ons gaan prakties, ons gaan lees. Vandag gaan ons uit 'n brief uitlees, liewe pappa. En ons lees uit 'n brief uit, want teen Vrydag gaan ons eie brief kan skryf. So juffrou gaan nou eers vir julle wys hoe lyk 'n brief, en dan gaan ons hom lees, en dan gaan ons teen Vrydag gaan ons hom self skryf. So ons gaan dit sommer laaste doen, ons gaan gou eers deur al die ander werkies gaan. Jy weet, mamma het dit nie onmoontlik vir julle uitgedruk, so julle kan so lank daai naby hou. Reg, ons is nog steeds besig met seisoene, en juffrou die moeilikste woordjies vir laaste gelos. Die eerste woordjie sê skaap skeer. So kom ons klap gou daai woordjie. Skaap skeer. 2 klappies. En daai woordjie beteken wanneer jy skaapie skeer. So in die winter het die skaapie gewoonlik lekker baie wol aan hom, en dit hou hom warm, maar wanneer die weer begin verander en die seisoene begin verander, dit begin warmer te raak, dit raak lente en somer, dan gaan die boer en hy skeer gewoonlik die skaapie. Hy haal al die wolletjies af, want hy gaan te warm kry as hy so baie wol op hom het. En dan gebruik hulle die wol om klere mee te maak, soos wat ons truitjies en ander kleredrag gemaak is van. Die volgende woordjie is hiberneer. So kom ons kyk gou-gou. Ek gaan gou teruggaan na daai woordjies wat julle hom kan sien. Reg, hiberneer. Kom ons klap gou daai woordjie. Hiberneer. So dis 'n lekker moeilike lang woordjie. Ons probeer gou weer. Hiberneer. Hiberneer beteken slaap. Wanneer 'n diertjie gaan slaap in die winter. So hy is nie wakker in die winter nie, hy soek nie vir kos in die winter nie. Hy eet homself lekker dik in die somer en in die herfs, en dan soek hy 'n veilige plekjie en hy gaan slaap gewoonlik deur die hele winter, deur die koue maande, en dan wanneer dit warmer raak, wanneer dit lente raak, dan raak daai diertjies wakker en dan het hulle klaar gehiberneer. Ons gaan later 'n bietjie meer oor daai woordjie leer wanneer ons lewensvaardigheid doen. Volgende woordjie sê migrasie. Nog 'n lekker moeilike woord. So kom ons klap gou daai woordjie. Migrasie. Ons doen gou weer. Migrasie. Nou migrasie is gewoonlik wanneer 'n diertjie van 'n koue plekkie af weg beweeg na 'n warm plek toe.
So die diertjie gaan dan, wanneer dit koud is waar hy woon, hy vat sy goedjies, soos wat ons sou doen as ons trek, hy is gewoonlik voeltjies, die voeltjies vlieg weg na 'n warmer deel van die wêreld. En dan wanneer dit weer koud raak in daai deel, dan kom hy terug na sy huisie toe, waar dit nou warm is, so hy bly slegs op plekke waar dit warm is. Maar juffrou gaan nou meer verduidelik oor migrasie. Dan, laastien is dip van diere. Dit is wanneer die diertjies 'n spesiale tipe bad vat, om seker te maak dat hulle niks goggas wat op hulle lyfies is wat leef nie, niks vlooie of luise of bosluise nie. En hulle doen dit gewoonlik in die lente, wanneer al daai insekte wakker raak en op die diertjies klim en op hulle wil bly soos 'n vlooi of 'n bosluis of 'n gewone luis, dan daai dip het 'n spesiale shampoo of 'n spesiale seepie in en dit help om die diertjies skoon te hou en gesond te hou. So dit is ons 4 tema woordjies. Juffrou weet dis lekker moeilike woorde. Juffrou, jy hoef nie om hulle te kan spel of te kan skryf nie. Juffrou wil net vir jou leer sodat jy 'n paar nuwe woorde leer. Reg, kom ons gaan aan na ons volgende werkie toe. Ons gaan nou voorsetsels doen. Nou 'n voorsetsel is gewoonlik 'n woordjie wat vir ons verduidelik waar iets is. So as julle kan mooi terugdink en onthou, het juffrou verlede week vir julle werkies gegee van 'n kat en waar die kat van oor die boks sit. En ons het dit gedoen vir wiskunde, dit was posisiewerk. Nou, die kat het byvoorbeeld bo op die boks gesit, of hy het langs die boks gesit, of hy het voor die boks gesit. En daai woordjies noem ons ook voorsetsels. So juffrou sit agter die skerm. Nou, juffrou se kas, as julle kan sien, is agter haar. Die muur is langs my. So kyk gou, as jy nou sit jy bo op die stoel of sit jy miskien bo op die mat? Wat is onder jou? Die vloer is onder jou. Wat is langs jou? Miskien is daar 'n stoel of 'n tafel. Wat is bo jou? Die dak. Die dak is bo jou. So dit is waar jy is, waar ietsie is. So dit daai woordjie verduidelik waar dit is. Byvoorbeeld die melk is binne die yskas of die wasgoed hang op die wasgoedlyn. So nou het juffrou hier 'n wolkie met woordjies in voor, in, bo en op. En juffrou wil hê dat julle moet daai woordjies gebruik en dit invul by elke sinnetjie. So die beer hiberneer, hy slaapies, sy grot. Die beer hiberneer wat? Sy grot. Die voeltjie sit, die takkie, die boom staan, die huis. So pos gou die video, dan vul jy gou vir juffrou die regte antwoordjies in. Reg, ons het vir julle reg gekry. Die beer hiberneer in sy grot. Hy slaap mos binne in die grot wanneer dit koud is. Die voeltjie sit op die takkie. So wanneer hy in die boompie sit, dan sit hy op die takkie. En die boom staan voor die huis. Okay. Nou is daar 'n ander aktiwiteit. Juffrou wil hê jy moet omkring. Omkring beteken jy maak 'n sirkeltjie om die woordjie. Jy moet dan gaan soek waar is die voorsetsel. Hy sit langs die huis. Die kar staan agter my. Die pap is in die boks. So wat gaan jou potloodjie en dan maak jy gou vir my 'n sirkeltjie om elke voorsetsel in elke sinnetjie. Reg, kom ons kyk of jy dit reg gekry het. Hy sit langs die huis. Wat is die voorsetsel? Langs. Kom ons kyk of juffrou, daar is hy, jy kan sommer 'n blokkie om dit trek. Langs. Dit is waar hy is, né? Die kar staan agter my. So dit is waar die kar is. Hy is agter my. Die pap is in die boks. Dis waar die pap is. Hy is binne in die boks. Nou daar's nog 'n aktiwiteit wat juffrou vir julle gaan wys, wat uit julle platinum handboek uitkom. Jy het sommer 'n fotootjie geneem.
So die is uit die platinum handboek, juffrou het dit nie gemaak nie. En hy sê voorsetsels. Wat is 'n voorsetsel? Dit is 'n woord wat verduidelik waar een ding teenoor 'n ander is. Waar daai dingetjie is. So daar is 'n sproet op die seun se neus. So waar is die sproet is? Op die seun se neus. En nou het jy vir sommer nog 'n lekker aktiwiteit hierso. Daar is in die oranje blokkies woordjies op, langs, in, onder, voor en agter. En julle moet dan vir my elke keer die regte woordjie in die regte sinnetjie skryf. So sy lê die handdoek. Sy lê op die handdoek. Kan julle sien, daar is die handdoek onder haar, daar lê sy bo-op. Hy sit in die boom. Daar is die stam en die blare en die tak. Hy sit in die boom. Sy sit voor die boom. Kan julle sien, die boom is agter haar, so sy sit voor die boom. Sy staan langs die swembad. En dan kan julle hierdie toets op julle eie doen. Sy sit die televisie, die man staan, die podium. Die podium is daar die houtstruktuur daar. So jy wil hê, jy moet gou vir my hierdie invul deur daai oranje woordjies te gebruik. So ek gaan gou die rekenaar, die video stop en dan kan julle gou dit vir juffrou doen. Reg, as julle klaar is daarmee, is ons amper klaar met ons werkies. Ons gaan nou lewensvaardigheid doen en nou gaan ons 2 van daai groot woorde verduidelik. Môre sal jy vir die ander 2 doen. So seisoene beïnvloed nie net vir ons nie. Gewoonlik trek ons ander klere aan in die verskillende seisoene. Ons het verlede week daar gesels, ons trek ander klere aan, ons eet ander tipe kosse, ons doen ander aktiwiteite, ons speel ander tipe sport. So byvoorbeeld in die winter sal juffrou 'n jas aantrek en stewels want dit is koud. En juffrou speel dan netbal en ek eet lekker warm sop en ek drink warm sjokolade want ek kry koud. Maar in die somer trek juffrou miskien 'n rokkie aan met sandale want juffrou kry warm en juffrou eet lekker waterlemoen en yskoue koeldrank om vir juffrou af te koel. Nou, ons het geleer dat seisoene beïnvloed vir ons, maar dit beïnvloed ook vir diere. En daardie 4 tema woordjies wat ons vroeër geleer het, daardie 4 tema woordjies het alles te doen met diere. So kom ons gaan gou terug na ons werkie toe, dan gaan juffrou nou vir julle verder verduidelik. So ons het nou gesê migrasie, kom ons klap gou weer daai woord, migrasie. Dis 'n lekker lang woord. Migrasie beteken wanneer voëls vlieg na warmer plekke. Nou gewoonlik is dit voeltjies wat wegvlieg, so byvoorbeeld as die voeltjie nou hier by ons bly en draak koud, dit draak winter, dan vlieg hy na die noordelike halfrond van die wêreld, dis daar bo daar waar Amerika en Europa is en hy gaan bly daar want dis dan warm daar. Maar wanneer dit weer koud raak daarso, kom hy terug na Suid-Afrika toe. Hy kom terug na waar hy gebly het, want dan is die winter verby en dan is dit lekker warm hier en dan kan hy weer hier bly. So die baie voeltjies bly net op plekke waar dit warm is en sodra dit begin koud raak, dan trek hulle weg, hulle migreer, daar's migrasie wat plaasvind en hulle gaan na warmer plekke toe. Dan die volgende woordjie is hiberneer. Kom ons klap gou hom. Hiberneer. Ons doen gou weer. Hiberneer. Nou, hiberneer is wanneer diertjies slaap tydens koue weer. So gewoonlik is dit diere soos bere. Hulle gaan soek 'n veilige plekkie soos 'n grot en hulle eet hulle self lekker dik en hulle raak lekker vet in die somermaande en dan gaan slaapies hulle in 'n grot vir die hele wintermaande. Vir al die tyd wat dit koud is, slaap hulle en daai vet wat hulle opgebou het, al die kos wat hulle geëet het, hou hulle dan aan die gang en hulle gaan nie dood nie, hulle slaap net en hulle raak eers weer wakker en hulle staan eers weer op en hulle gaan eers weer buite wanneer dit warmer raak, wanneer dit lente is. So juffrou wil hê dat julle moet vir my 'n prentjie teken
van die voeltjies wat van een plek na 'n ander plek toe vlieg en ook die diertjies soos 'n beer wat slaap. Juffrou gaan ook vir mamma 'n link stuur van 'n YouTube video wat miskien vir julle met prentjies beter verduidelik hoe die voeltjies trek en hoe die diertjies slaap, net om vir julle verder te verduidelik. Maar wanneer ons terugkom by die skool, sal juffrou ook vir julle 'n klomp prentjies wys en klomp video's in die klas. Reg, so pause gou die video en dan doen julle gou die aktiwiteit. Reg, nou is ons by ons leeswerkie en dit is 'n briefie wat Hasim vir sy pappa geskryf het. So kom ons kyk gou-gou. 'n Brief begin altyd met liewe of aan, kan jy ook sê aan pappa, en soms van 'n mamma of pappa of juffrou 'n brief skryf iemand wat belangrik is, dan sal ons sê geagte, maar gewoonlik kan ons sommer skryf liewe pappa. So ons gaan vandag die eerste paragraafie lees van ons storie en ons gaan môre die volgende paragraafie bysit. So kom ons kyk gou wat sê die eerste paragraafie. Ek kan nie wag dat pappa huis toe kom nie. Dit is nog net 3 dae. Watter leesteken is daar? Dit is 'n uitroepteken, so is hy opgewonde. Ja, dit is nog net 3 dae. Ek is so opgewonde dat ek sommer vir pappa 'n brief skryf. So Hasim is baie opgewonde dat sy pappa huis toe kom, so kom ons lees gou-gou saam. Ek kan nie wag dat pappa huis toe kom nie. Dit is nog net 3 dae. Ek is so opgewonde dat ek sommer vir pappa 'n brief skryf. So dit is 3 sinnetjies wat jy moet ken vir juffrou. So lees so lank daai 3 sinnetjies. Pause die video, lees hom 'n paar keer deur en dan wanneer jy klaar geoefen, jy ken hom goed, gaan jy vir julle die verrassing aktiwiteit verduidelik. Reg, ek hoop jy het dit lekker saam gelees. Nou kom die verrassing aktiwiteit. Ons gaan ons eie boontjies plant. Die maatjies wat nie boontjies by die huis het nie, moenie bekommerd wees nie. Juffrou sal vir julle help wanneer ons terugkom by die klas, maar juffrou wil nou hê julle moet saam met my plant want ek gaan hom nou saam met julle plant. Reg. So wat het jy nodig? Ons het watte nodig. Jy het soms 'n balletjies watte. Nie baie nie, omtrent so groot soos jou vuis. So maak jou vuis so groot soos jou vuis. Dit is al wat jy nodig het, watte. So jy moet vir mamma vra. Jy het 'n flesie nodig. Jy het sommer so 'n ou konfytflesie gebruik, maar wat jy ook kan doen is jy kan 'n koeldrankbottel in die helfte sny en die onderkant daarvan gebruik. Enigiets wat 'n groot mond het, jy gaan jou hand hier moet indruk. En as hy te klein is hierbo, dan gaan jou hand nie lekker inpas nie. En dit sal goed wees as jy hierom kan sien, sodat jy kan sien wat hier binne aangaan. Maar jy kan ook 'n ou kosblik miskien gebruik as jy wil, of 'n ou houertjie, of maar miskien 'n ou bakkie by die huis wat jy nie meer gebruik nie, dan kan jy dit ook gebruik. So watte, 'n flesie of 'n houertjie, water, jy kan sommer 'n bietjie water in 'n glas gegooi. Nie baie nie, net 'n bietjie. Jy kan vir mamma vra om vir julle te help. En dan het juffrou hierso kyk gou-gou as boeintjies. Nou, dit kan enige tipe boentjie wees, dit maak nie saak nie. Ek gaan nou vir julle wys hoe dit lyk. Dit sal die boentjies skool toe bring wanneer ons terug is, vir al die maatjies wat nie kans gehad het om een te plant nie. So jy haal nou vir jou 'n paar uit. Ek gaan nou vir julle wys. Ons gaan terug. Reg. So kom ons kyk of julle kan sien hoe dit lyk. Baie klein, daar so klein mondjie daarso, kan julle sien? So 'n wit stukkeltjie. Nou die boontjie gaan ons plant in die watte. Nou sy worteltjie gaan later daar uitgroei. En hierdie buitekant wat so mooi vol spikkels is, gaan wegval. Dit gaan wegval en die saadjie binne-in gaan ontkiem. So wat doen ons? Ons vat heel eerste ons watte. Maak dit lekker oop. Maak seker daar is lekker baie genoeg water en jy gaan nou binne in jou flesie sit. So juffrou
gaan gou watjies bære. Maak seker dat die onderkant dat daar lekker amper soos 'n beetjie vir die boontjies is. So julle kan sien die hele daar's nou 'n lekker beetjie binne in die flesie vir die boontjies. Dan vat jy so 5 of 6 van hierdie boontjies en jy sit hulle bo op jou watjietjie. Hulle gaan nou daar slaapies. Hulle gaan hiberneer soos die beer. Jy kan nou jy is nou 'n bietjie bang. Ek dink jy kan sien daarso. Hulle is nou bo op. Dan wat jy vir dit doen is ek vat die ander watte wat oorgebly het. En ek maak die boontjies toe. So dis nou hulle kombersie. So heeltemal toe, jy moet hierdie boontjies kan sien nie. So nou is die boontjies toe. Kan hulle nie sien nie. Nou vat jy 'n klein bietjie water en jy gooi dit daar bo op. Net 'n paar druppeltjies. Vat jou vingertjies, maak seker jy druk dit lekker plat. En nou sit jy hierdie vlesie in 'n vensterbank wat lekker baie son kry, want as hy baie nat gaan bly, dan gaan hy vrot. En dan gaan die boontjie nie groei nie. So juffrou wil hê jy moet jou vlesie nou gaan bære in 'n vensterbank waar lekker baie son is, sodat hy lekker baie son kan kry en hy kan uitdroog en kan begin groei. En elke tweede dag, so vandag is Woensdag, so Vrydag gaan julle weer vir hom 'n paar druppeltjies water gee, met foam, so 'n bietjie klammerigheidjies hê. En dan gaan julle sien, later gaan die boontjie groei. So juffrou Hoopbane groei baie mooi, juffrou. Daar's 'n manier dat juffrou se goedjies altyd doodgaan ongelukkig, maar dan probeer ons maar net weer. So as jou boontjie plant nie groei nie, dan is dit nie 'n groot probleem nie. Jy probeer maar net weer wanneer ons by die skool is. Maar juffrou sien uit om al julle boontjieplante te sien by die skool. So wanneer ons weer mag terug gaan skool toe, dan bring julle vir my julle vlesies saam. Juffrou gaan vir julle wys in die lewensvaardigheidboek is daar 'n prentjie. Kweek jou eie boontjieplant. So julle gaan nie net dit doen in julle lewensvaardigheid wat noem jy dit boek nie, maar hulle gebruik sommer 'n piering. Juffrou hou daarvan om 'n flesie te gebruik, want dan kan jy vir lekker sien, maar julle gaan sien in die begin gaan die boontjies se buitekant afval en dan gaan 'n klein worteltjie uitkom en dan gaan die worteltjie al hoe groter raak en dan gaan later ook blaartjies kom. So dit is hoe ons wil hê ons plantjie moet later aan lyk. Hy moet so lekker groot lyk met blaartjies. Maar ons gaan nou sien, dit gaan nie oornag gebeur nie. Ons gaan nog 'n hele paar dae moet wag, maar gelukkig gaan ons nou lekker werk in die lockdown periode en wanneer die lockdown eers klaar is, kan juffrou nie wag om te sien op julle boontjieplante lyk nie. Reg graad 2 is juffrou hoop julle het baie lekker gewerk. Juffrou hoop julle het lekker met julle tiene, julle plekwaardes gewerk, dat julle lekker nou beter verstaan wat 'n voorsetsel is en dat julle baie opgewonde is oor julle boontjieplante. Juffrou sal vir julle wys hoe myne groei. As dit gaan groei, juffrou hoop so hou vir my duim vas asseblief dat myne ook mooi groei. En ja, stuur vir my fotootjies van as jy jou boontjieplant geplant het, dat juffrou kan sien en dan is juffrou saam met julle opgewonde. Juffrou gesels weer môre met julle. Julle moet 'n baie lekker middag hê. Bye.